Hallo, ek is Ronel Besaidenout en jy luister na 'n voorlesing uit Geskenke van Genade. Vandag se tema is Geskenke maak ons skatryk. Timothy Keller, en ek pas dit nou so 'n bietjie aan, het eenmal gesê, genade is so onredelik dat dit die wêreld se logika omverwerp. Dit gee nie net vir ons wat ons nodig het om te oorleef nie, dit skenk aan ons die rykdom van alles wat Jesus verdien het. In Efesiërs 2 vers 4 tot 5 staan daar, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy verlos. God se hart praat in meer as een taal. Soms hoor ons die taal van barmhartigheid, die oomblik wanneer die oordeel wat ons vrees verdwyn en hy ons nie behandel volgens ons foute nie. Dit is God wat die tronkdeur oopsluit. Maar dan is daar die taal van genade en dit is weer die evangelie wat ons asem wegslaan. Soos ons alreeds gesien het, genade gaan verder as vergifnis. Dit is 'n skandalige geskenk van oorvloed. Dit is God wat nie net die gevangene uit boeye vrylaat nie, maar hom ook as 'n koningskind aanneem en die sleutels van die paleis vir hom gee. In Jesus sien ons albei. Hy dra die oordeel sodat ons dit nie hoef te doen nie. En hy skenk ons sy lewe sodat ons kan regeer. Genade sê nie net jy is vry nie, dit sê jy is ryk. Mag ek jou 'n vraag vra? Leef jy soos iemand wat net vrygespreek is? Of leef jy soos iemand wat die sleutels van die paleis ontvang het? Wat verander dit aan hoe jy jou dag gaan aanpak? Ek wil graag saam met jou bid. Here, dankie dat U my nie behandel volgens wat ek verdien nie. Dankie dat U my ook meer gee as wat ek ooit sou kon vra. Help my om uit U genade te leef en dit ook aan ander te wys. Ek vra jou graag of hierdie skryfwerk uit liefde vir sy Here enigsins iets aan jou lewe verander het. Ek doen dit met oorgawe, maar om dit volhoubaar te doen, is ek afhanklik van vrywillige donasies, ook omdat mense my help met die tegniese versorging daarvan. So as hierdie dagstukke vir jou waarde het en jy kan help om aan hierdie bediening by te dra, sal ek dit baie waardeer. Die inligting van my besonderhede is in die skerm. Dankie dat jy saam deel word van hierdie reis van die woord. Tot môre.